Wanneer ons reduksie doen, is dit belangrik om te weet in watter kwadrant my hoek is, sodat ek weet of dit positief of negatief is. En dit is ook belangrik om te weet of ek na die x-as werk, so 0 en 360 grade en ook 180 lê op die x-as, of na die 90 grade, ons 90 en 270 kry. Slegs 90 grade is in die syllabus, so ons gaan daarna kyk. Nou, wanneer ons met 180 of 0 of 180, 0, jy sien 180, 180, 360 werk, verander die verhouding nie. Kos bly 'n kos. So, dit gaan kos theta word, dit gaan kos theta, sin theta, ensovoorts. Maar dis belangrik dat ons na die teken kyk. Nou, my kortpad manier werk daarop dat 'n mens onthou dat positiewe hoeke anti-kloksgewys gemeet word en negatiewe hoeke kloksgewys gemeet word. So as ek het 180 minus theta, dan gaan ek in die positiewe rigting 180 en 'n bietjie terug, dan is ek in die tweede kwadrant waar sin die positiewe een is, so kos gaan wees min cos theta. Natuurlik, hierdie een is maklik, want 180 minus theta is hoe ons al reeds hier op die K-streel geskryf het, so jy sou eintlik dit direk daarmee kon doen. Cos van min theta beteken ek gaan in die negatiewe rigting. Jy sien, ek beskou theta as die eerste kwadranthoekie, so as ek in die negatiewe rigting met theta gaan, dan eindig ek in die vierde kwadrant waar cos positief is. So dit gaan net cos theta wees. Nou wat van cos van minus 180 minus theta? Nou hierdie is nie een van die wat ons outomaties al klaar op ons K-streel het nie. So, ek weet dit gaan bly cos oor ek 180 het en ek moet net na die teken kyk. Nou gaan ek in die negatiewe rigting 180 grade, onthou negatief is kloksgewys, daar is ek deur 180 grade en dan nog theta, wat beteken ek eindig in die tweede kwadrant waar cos negatief is. So, dit is vinniger as om deur al die negatiewe hoekformules te werk. Sin van min theta, wel, dit gaan sin van theta bly, ek moet net kyk of dit positief of negatief is, en as ek met theta in die negatiewe rigting kom, is ek in die vierde kwadrant, so dit is min sin theta. Sin van minus 180 plus theta, omdat dit 180 is, gaan dit 'n sin theta bly. Ek moet net kyk, is dit positief of negatief? Nou in die negatiewe rigting moet ek deur 180 grade draai en dan in die positiewe rigting deur theta. So van 0 af in die negatiewe rigting 180 grade en dan draai ek om vir die positiewe rigting en ek eindig in die derde kwadrant waar tan positief is, so sin is negatief. Tan van minus 180 minus theta. Dit gaan wees tan van theta, maar vir die teken moet ek weer eens kyk, waar is minus theta minus 180 minus theta, dis minus 180 minus theta is in die tweede kwadrant en tan daar is negatief. Tan van 360 plus theta, wel, dit gaan bly tan theta, maar ek moet nog na die teken kyk. So, is 360 grade in die positiewe rigting en dan nog theta, so dit is positief daar. Ek wil net van hierdie kolletjie hier ontsla raak, kom ons skryf hom net mooi. Dis tan van theta. En dan tan van 540 minus theta. Nou 540 weet ek nie dadelik, is dit nou op die
x-as of is dit op die y-as nie. So wat ek gaan doen, is ek gaan 360 grade aftrek. Dis 'n hele omwenteling en dit verander nie die plek waar die hoek lê nie. En dan kry ek tan van 180 grade minus theta, en dit is dan maklik, dit is tan van theta, en ek moet nog na die teken kyk, so 180 grade minus theta, tweede kwadrant, sin is positief, so tan is negatief. So al hierdie was net op die x-as, my reduksie is na die x-as gedoen. Nou gaan ek reduksie na die y-as doen. Nou wat belangrik is vir reduksie na die y-as, dit gebeur wanneer jy 'n 90 grade in die uitdrukking sien. En dan weet ek dat my kos na sin toe gaan verander. En ek moet na die teken kyk. Nou waar is theta minus 90 grade? Theta beteken ek sien in die eerste kwadrant en dan moet ek net 90 grade in die negatiewe rigting gaan. Ek wil dit graag hier inteken. Sê maar ek het deur theta roteer, daar's theta, ek's in die eerste kwadrant, en as ek 90 grade in die negatiewe rigting kom van daar af, dan eindig ek in die vierde kwadrant, en kos in die vierde kwadrant is positief. Goed, hier het ek weer 'n 90, en hierdie slag het ek 'n sin. So ek weet my sin gaan verander na kos van theta toe. In watter kwadrant is theta minus 90? Wel, dis theta en dan minus 90, is die hoekie wat ek al reeds hier geteken het. Dis in die vierde kwadrant waar sin negatief is, so daarom moet dit min kos theta wees. Hier het ek ook 'n theta en ek het 'n kos, ekskuus, ek wil nie die theta highlight nie, dis die 90 wat ek wil highlight, so ek het 'n 90 en ek het 'n kos, so dit gaan verander na 'n sin van theta. En nou kyk ek net, 90 plus theta beteken 90 grade, en dan nog 'n bietjie in die tweede kwadrant waar kos negatief is. En dieselfde storie hier, ek sien my 90 grade, ek sien my sin, so ek weet dit gaan verander na kos theta. Nou, ek moet net na die teken kyk. Minus 90 minus theta beteken albei is in die negatiewe rigting. So ek gaan eers minus 90, dan is ek hier op die negatiewe y-as, en dan nog in die negatiewe rigting. So ek gaan in die derde kwadrant stop, waar sin negatief is. Kyk altyd na hierdie hoek vir die teken. So, daar sy. Ja, ek vind hierdie korter as om deur die formules vir negatiewe hoeke te werk.